Goeienaand geliefdes. Geseënde hemelvaart aan u elkeen en baie welkom hier in die kerk vanaand. Ons gaan vanaand oor 'n besonderse tema dink. Ons gaan dink oor wolke. Wanneer laas het u regtig die wolke opgelet? Bietjie na wolke gekyk. Nou ek weet toe ons kinders was, het ons almal op die gras gelê en af en toe onsself verbeel dat ons hierdie prentjies en diere en alles in die lug en in die wolke sien. Nie waar nie? Of dalk doen van u dit nog saam met die kinders of kleinkinders. So besonder as 'n mens ry op die pad en jy sien die son opkom of ondergaan. Jy stap by jou huis en maak kos in die kombuis en kyk net vir 'n oomblik na die lig. Daardie mooi pink kleur wat die lig partykeer is. En selfs die wolke wat reën bring, daardie donker wolke, is iets besonders om te aanskou. En so dikwels in ons lewe vergeet ons net om op te let na wolke. Maar tog is ons hier vanaand tesame, omdat ons Here Jesus Christus op die wolke opgeneem is na die hemel. Op wolke. So ons gaan reg deur die Bybel vanaand bietjie gaan en bietjie stil staan by verskillende plekke in die woord van die Here, waar wolke spesifiek van belang is vir vanaand. In Eksodus 13 verse 21 tot 22 lees ons: Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly. So, geliefdes, ons lees hier eerstens dat God homself openbaar aan sy volk as hierdie wolk wat vir hulle sy teenwoordigheid en betrokkenheid aandui. En dan, moet ons onthou dat die volk Israel was onder slawerny gewees. En u onthou dalk die storie, die verhaal van die 10 plaae, Farao wat hulle nie wou laat gaan nie. Maar op die einde van die dag gee Farao oor en hy sê, laat net hierdie Israeliete gaan. En dan gaan hulle onder leiding van Moses. Maar ons lees dan later dat Farao spyt gekry het. Spyt gekry daaroor dat hy die Israeliete laat gaan het. En dan sit Farao hulle agterna. En dan kom die volk Israel voor 'n groot see. Daar is nie 'n pad vorentoe nie, en hulle kan nie omdraai nie. Farao wil hulle weer gevange neem. Maar die Here maak dan vir hulle 'n weg, waar daar nie 'n weg is nie. Hy breek vir hulle die water oop, sodat hulle kan veilig deurloop. Nou wat besonders is in hierdie gedeelte, Eksodus 14 vers 19, staan daar, die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif. Nou hier is waar dit besonders is, want dit beteken dat God se teenwoordigheid wat deur die wolk gesimboliseer was, nie net nou voor hulle was en vir hulle weggewys het nie, maar dat God in sy teenwoordigheid tussen hulle en die vyand ingetree het. Geliefdes, dit is wat Jesus Christus vir ons doen. God doen nog steeds dit. Hy tree tussen ons en die vyand in, sodat die vyand ons nie kan verwoes nie kan vernietig nie. Hy kom en red ons ook van ons grootste vyand, die dood. Daar waar ons geen uitweg sien nie,
Daar doen die Here wonderwerke en bring vir ons 'n uitweg. En nou in die hemel tree Jesus Christus nog steeds vir ons in. Geliefdes, wat ons ook moet onthou is dat hierdie volk Israel in die woestyn gebly het. En vir baie jare moes hulle deur die woestyn swerf voordat hulle na die beloofde land toe moes gaan. En so, geliefdes, moet ons onthou dat hulle nie 'n padkaart gehad het. Ons moet onthou dat hulle nie altyd geweet het hoe of waarheen of wat gaan nou gebeur nie. En daarom is dit so besonder dat alhoewel hulle niks gehad het nie, het hulle die Here gehad. Die wolk was God se sigbare teken aan hulle. Ek het julle lief. Julle is my volk. Ek is by julle. Ek gaan julle leiding gee, rigting gee. Julle is nie alleen nie. Waar die wolk beweeg het, daar het Israel gevolg. Hulle moes gehoorsaam wees. Dit is ook 'n groot troos vir ons as kerk vandag, ons as gelowiges vandag. Want julle, so dikwels beleef ons ook woestyntye in ons lewe. Ons het nie 'n padkaart nie. Sjoe, hoe dikwels wens ek ons kon die padkaart kry. Dat ons net weet wat voor lê en weet wat verwag word van ons in die toekoms. Dat ons so half 'n roetekaart het as 'n cheat code, laat ons net bietjie kan vooruit beplan. Hoe dikwels voel ons nie onseker nie. Onseker oor nie net die toekoms nie, maar oor ons gesondheid, oor ons werk, oor ons kinders en kleinkinders, oor die wêreld waarin ons leef, die geweld en die haat in hierdie land en ons wens so dikwels, maar waar is ons troos? Waar is ons hoop? En Hemelvaart kom sê vir ons dat God het nie sy mense verlaat nie. God het ons nie in die steek gelaat nie. Soos die Here sy volk gelei het, selfs in die woestyn, en vir hulle gesorg het. Soos wat hy in 'n sigbare wolkelom vir hulle daar was, so is hy ook sigbaar in ons lewens betrokke. Deur sy woord, deur sy beloftes, deur sy Heilige Gees. Die Heidelbergse Katekismes bely so mooi dat ons sê dat Christus in die hemel is vir ons eie beswil. Want nou regeer hy teen goede vir sy mense, vir sy kerk. En soms sit ons hier op aarde en ons verstaan nie die pad nie. Volk Israel het ook nie altyd die pad verstaan nie. Maar die wolk het nooit verdwyn nie. Die Here se teenwoordigheid is vir hulle bevestig en bekragtig, nie net deur 'n wolkelom nie, maar op talle maniere waarop God vir hulle gesorg het en vir hulle die regte pad aangewys het. En so ongeag van wat in die wêreld gebeur, en wat in ons lewe gebeur, ongeag van ons eie woestyntye, moet ons nooit ophou om die Here te soek nie. En die Here is by ons. Hy is betrokke in ons lewe en hy wil ons help en ons leiding gee. Sy teenwoordigheid
het nie verdwyn in ons lewe nie. Die volgende gedeelte wat ons saam lees is Eksodus 24 verse 15 tot 16. Terwyl Moses die berg uitklim, het 'n wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaai berg gebly en 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. So, geliefdes, die berg is met wolke geheel en al bedek. Wat 'n besonderse beeld wat ons daar kry. En hier leer ons in hierdie gedeelte, God is heilig. God gee in sy liefde en in sy teenwoordigheid vir ons die wete dat hy heilig is. Daarom het hy ook die 10 gebooie gegee om sy mense te beskerm. Om vir almal wat glo te sê, leef anders as die wêreld. Maar ons moderne wêreld probeer om die heiligheid van die Here af te breek. So dikwels verloor mense die besef van God se heiligheid. En in ons samelewing, sosiale media, die wêreld en die konteks waarin ons leef, wil die wêreld baie keer vir God klein maak, vir God gemaklik maak, vir God aanpasbaar maak. So dikwels wil mense God in 'n boksie plaas. Volgens hulle eie idees en planne, hulle eie wil, hulle eie ideologieë. Maar hier kom herinner die wolk op Sinaai ons dat God is die heilige koning. En dit bring die vraag vanaand na ons toe, getuig ons lewe daarvan dat ons die heilige God dien? Leef ons anders as die wêreld? Is God se heiligheid deel van my lewe? Die volgende gedeelte wat ons gaan lees is Eksodus 40 verse 34 tot 38. Die magtige teenwoordigheid van die Here vul die tabernakel. 'n Wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie, die wolk was daarin. En die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan. Wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan versit. As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. Die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel en snags het dit 'n vuur daarbo-oor geword. So het die hele Israel dit ervaar, elke keer as hulle versit. Geliefdes, so ons lees dan in hierdie gedeelte dat die tabernakel, of anders bekend as die tent van ontmoeting, dan ook gevul was met hierdie wolk, God se heerlikheid, God se teenwoordigheid. En ons sien Moses kon nie eers inkom nie. Interessant dat later, toe Salomo klaar die tempel gebou het dit in Salomo se tyd ook gebeur. Die wolk wat die tempel vul en hulle kon nie ingaan nie. En geliefdes, ons leer hier iets baie kosbaar. God wil onder sy mense kom woon. God wil deel wees. God wil aanbid word.
En so geliefdes, hoor ons ook die hart van God se verbond daarin, dat hy ook homself so in die tabernakel kom openbaar het. Want hy het beloof, ek sal vir julle 'n God wees en julle sal my volk wees. Wat 'n troos moes dit nie vir Israel wees nie. Dat daar in die tent van ontmoeting die Here op so 'n manier sy heiligheid en sy teenwoordigheid ook openbaar. Maar is ook 'n troos vir ons vandag. Ons wat die voorreg het om ook in die naam van die Here te vergader. Ook die Here te ontmoet op verskeie plekke in ons lewe. Want die Here wil nog steeds in sy heiligheid ook sy teenwoordigheid met ons kom deel. En deur die hemelvaart het Christus nie wegbeweeg verder van ons af en nou is hy 'n onbetrokke Here nie. Nee. Die Here het juis opgevaar na die hemel sodat hy nader aan sy wêreldwye kerk kan kom. Vanuit die hemel regeer die Here oral. En daar is geen plek waar sy teenwoordigheid ontbreek nie. Wanneer ons as gelowiges swaar kry, wanneer ons alleen voel, wanneer ons voel ons gaan deur donker valleie, mag ons onthou, die Here woon steeds by ons as sy kinders. Ons is syne. En hy wil betrokke wees in ons lewe. God is nie net verbonde gewees aan die tabernakel nie. Hy is nog steeds deel van ons elkeen se lewe. Deur sy Heilige Gees wat ons elkeen as 'n tempel vul. Ons is nou die huis van die Here. Die adres waar die Here moet tuiskom. Die Here wil in ons woon en in ons werk. Volgende gedeelte wat ons saam lees is Matteus 17 en ons gaan net vers 5 lees. Terwyl hy nog praat, het 'n helder lig, 'n wolk, skielik sy skaduwee oor hulle gegooi. En 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na hom. So geliefdes, hierdie gebeur op die verheerliking, op die berg waar Jesus op die berg gaan en dan verskyn Elia en Moses. Maar hierdie keer verwys die wolk nie na Moses nie, nie na Elia nie, nie na die wet nie. Hierdie wolk praat met die stem van die Here en God se stem self sê, dit is my seun, luister na hom. En so dikwels in hierdie wêreld is daar soveel stemme in ons lewe, soveel geraas, soveel stemme wat ons beïnvloed, ons verander, soveel stemme wat ons identiteit word. Ons het nie net wêreldse stemme nie, maar ons het ook deesdae die stemme op sosiale media. Watter stemme beïnvloed ons lewe? God sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Jesus het opgevaar na die hemel en sy stem het nie stil geword nie. Jesus Christus openbaar nog steeds homself ook deur sy woord. En waar sy woord verkondig word, daar spreek die verhoogde Christus nog steeds. Maak ons nog tyd om na die Here te luister.
Maak ons nog tyd om werklik sy stem te hoor. Volgende gedeelte wat ons gaan lees is Handelinge 1, vers 9, 10 en 11. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggegaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En hier kom al die wolke ook van die Ou en die Nuwe Testament saam. Die wolk wat ons gesien het wat leiding gee, wat rigting gee. Die wolk wat getuig van God se heiligheid, van sy teenwoordigheid. Die wolk wat getuig God het alle mag en alle gesag. Die wolk wat getuig God is in beheer. Die wolk wat getuig van God se heerlikheid. Jesus word opgeneem na die hemel. Maar die hemelvaart is nie die einde van Jesus se werk nie. Die hemelvaart is die begin van Jesus Christus se hemelse regering. Sy rol en taak wat hy in die hemel moet vervul. Want in die hemel tree Jesus Christus vir ons in. Hy regeer. Hy beskerm sy kerk. Hy bou sy koninkryk en hy stuur sy Heilige Gees. En daarom met Jesus Christus se hemelvaart word ons ook opnuut bewus van die hoop en die verwagting waarmee ons elkeen moet en kan leef. Geliefdes, dan lees ons Matteus 24 vers 30. Dan sal die teken van die Seun van die Mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die Mens op die wolke van die hemel sien kom, met groot krag en majesteit. Ons lees ook Openbaring 1 verse 7 en 8. Kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. En al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weer klaag. Ja, dit is seker, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. So die laaste wolk in die Bybel waarna ons kyk vanaand is die wolk van die belofte van die wederkoms van Jesus Christus. Want soos dat hy in die wolke opgeneem is, so sal hy op die wolke ook terugkeer. Nie in swakheid nie, nie in vernedering nie, maar in majesteit en in heerlikheid. As koning, as verlosser, as regter sal hy terugkom. Geliefdes, die wolke van hemelvaart wys vorentoe na die dag wanneer geloof vir almal sigbaar sal word. Trane afgedroog sal word, sonde finaal sal verdwyn en God alles in almal sal wees. Geliefdes, wanneer ons kyk na al hierdie wolke reg deur die Bybel, is daar een ding wat besonder uitstaan. God verlaat nooit sy kinders nie. Nooit nie. In die woestyn was hy daar. Op Sinaai was hy daar. In die tent van ontmoeting was hy daar. Op die berg van verheerliking was hy daar. By die hemelvaart was hy daar. En by die wederkoms sal hy weer daar wees.
Hemelvaart beteken nie Jesus is ver weg nie. Dit beteken nie God het ons verlaat nie. Nee, dit beteken God regeer. En daarom het ons as gelowiges hoop en ons kan met geloof volhard en ons kan met soveel moed getuig van die Here en wat hy in ons lewe doen. En ons kan met verlange uitsien na die wederkoms of die dag waarop die Here besluit om ons te kom haal. Geliefdes, eendag sal die wolke weer oopgaan. En elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Dat die Here die oorwinnaar is. Die een wat aanbid moet word. Beide die wolke en die reënboog in die Bybel word vir ons as sigbare tekens uitgebeeld van God se verbondstrou en sy teenwoordigheid. Elke reënboog is 'n herinnering vir ons van God se sorg en sy voorsiening. En so ook is die wolke vir ons 'n herinnering aan die Here se teenwoordigheid, betrokkenheid en sy oorwinning. Geliefdes, mag ons meer na die wolke kyk. En mag ons wanneer ons opkyk na die wolke, net herinner word daaraan, God verlaat ons nie. En mag die wolke vir ons 'n herinnering wees daagliks dat God sal terugkeer, dat die wederkoms sal plaasvind. Mag die wolke ons opnuut bewus maak van hoe ons lewe, sodat ons so sal lewe dat ons gereed sal wees wanneer Jesus besluit om met die wolke terug te kom met sy wederkoms. Mag ons, geliefdes, God se teenwoordigheid en betrokkenheid al hoe meer en meer bewus van word in ons lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan nou staan vir die seëngroet en dan gaan ons ook afsluit met die oorwinningslied. Kom ons staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. God wat sy volk deur die wolk gelei het, selfs in die woestyn. Wat sy heerlikheid en heiligheid selfs deur 'n wolk geopenbaar het. En wat Christus in heerlikheid in die wolke opgeneem het. Met 'n belofte, hy sal weer terugkeer. Dieselfde God seën ons met sy teenwoordigheid deur sy Heilige Gees. Amen. Liefde, onze koninkrijk,
ons